So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak, gelyk maak, gelyk maak. Ken hom in al jou weë. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak, gelyk maak, gelyk maak. Ken hom in al jou weë. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Om ons vlug sy naam te saam, om ons vlug sy naam te saam. Die liefde verander maar Jesus nooit, om ons verheerlik sy naam. Dat hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Dat hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam te saam, kom ons verheerlik sy naam te saam. Die mense verander maar Jesus nooit, om ons verheerlik sy naam. Ons volgende lied sê, because he lives, I can face tomorrow. Dit gee nie om wat die volgende dag gaan gebeur nie. Die Here is by jou, so jy kan face wat die dag vir jou inhou. Because he loves, I can face tomorrow. Because he loves, all fear is gone.
Lukas, hoofstuk 24. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan." En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het hulle nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê. En hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. En 2 van hulle was Hy 3 verse, maar jy moet hom heerlik en hartsaam met my sing. Dis 'n belydenis. Jesus
En u antwoord is daarop? Amen. Wonderlik. Baie hartlik welkom vanmôre by hierdie baie spesiale diens, die opstandingsdiens van die Here Jesus. Elke Sondagmôre moet dit vir u en vir my daaraan herinner dat Jesus het opgestaan. Dit was 'n Sondagmôre waarop hy opgestaan het. Die graf is leeg. Hulle het gedink hy gaan nog daar wees en toe hulle daar kom vroeg die môre, toe sien hulle die graf is leeg. En toe vra die engel vir hulle wat daar by die graf is wat hom daar gaan soek het. Jy moet dit in die evangelie van Matteus gaan lees, Matteus 28. Wie soek julle? Wie soek julle hier by jou begrafplaas? Hy is nie hier nie. Maar hy het opgestaan soos wat hy gesê het. Ek dink daar's mense buite. Soos hy gesê het. Dit is wonderlik nie. So mag jy vanmôre dit ervaar, en ek vanmôre met jou oor 'n baie belangrike gedeelte in die woord gaan praat. Maak jou hart oop en sê, Here Jesus, ek wil dit vanmôre nie net as 'n geskiedkundige feit weet nie, maar ek wil ook hê en dit beleef dat U in my hart opgestaan het. Ek gaan 'n paar oomblikke van stilte gee voordat ek die diens gaan open. En dan sit jy net daar waar jy nou sit en miskien het dit vanmôre vinnig gegaan en ek glo dit het maar vinnig gegaan in huishoudings. Daarom waardeer ek dit so dat U hier is. Maar dan trek jou kringetjie daar om jou stoel, dan sê jy net vanmôre, Here Jesus, ek wil net vir U dankie sê dat U opgestaan het. En as hy in jou lewe al opgestaan het, dit beteken as jy weergebore geword het, as jy hom ken, dan sê Here, dankie dat U ook in my hart en lewe, dat U ook daarin alreeds opgestaan het. So ek gaan nou vir die kans gee, dat U dit vir die Here kan sê. Here Jesus, met 'n hart vol dankbaarheid kom ons vanmôre. Ons kom sê dankie. Here, ons sou vanmôre, soos Paulus sê in 1 Korintiërs 15, geen evangelie gehad het nie. Ja, al het Jesus na hierdie wêreld gekom, al het hy aan 'n kruis gehang en al was hy in 'n graf. Dis nie die evangelie nie. Paulus sê dat die evangelie rus op hierdie 3 pilare, dat Jesus gesterf het en dat hy begrawe is en die evangelie is dat hy opgestaan het uit die dood. Dit wat hy gesê het, dit het gebeur. En die feit dat hy die graf uit opgestaan het, sê vanmôre, hy's God. Hy is waarlik God. En ons kom dank U vanmôre, Here. Ons dank U dat ons dit kan weet vanmôre. Ons dank U dat ons vanmôre deel daaraan kan hê, dat ons kan weet dat Jesus opgestaan het. En dat dit nie net vanmôre in hierdie gemeente 'n feit is, 'n geskiedkundige feit nie, Here. Wanneer Jesus in 'n lewe opgestaan het, dan bring hy 'n verandering. Waar Jesus inkom, bring hy altyd 'n verandering en is daar 'n verandering in 'n hart en in 'n lewe. En ook wanneer Jesus vanmôre hier instap en hy is hier omdat hy dit beloof het, bid ons, Here, dat hierdie Paasnaweek nie net so stil sal verbygaan, Here, maar dat dit lewens sal verander, dat dit so effek op lewens sal hê dat ons nie anders kan. Here, ek wil vanmôre dit vra, as iemand nog hier sit en hy of sy is besig met 'n grafgodsdiens, Here. Met grafgodsdiens bedoel ek vanmôre, daar is geen lewe nie. Dis maar vorm, dis maar formaliteit. Dit is maar net so, ek gaan maar net so aan. Maar Here, wanneer Jesus in 'n graf opgestaan het, bring dit lewe. Die reuk is anderste as by 'n grafgodsdiens. O, dis
geur van lewe tot lewe, spreek Paulus daarvan. En wanneer ek nou u woord gaan lees, Here, dankie. Kom seën u woord. Here, wat 'n voorreg dat u vir ons nie as wese agtergelaat het nie. U het vir ons 'n trooster gegee, die Heilige Gees. En ek wil vanmôre kom bid dat die Heilige Gees werksaam sal wees. Die Here Paulus sê, ondersoek julle harte. En dat die Heilige Gees vanmôre saam met ons sal werk. En dat u harte sal kom ondersoek. Here, as daar een woordjie is, dan is dit hierdie woorde wat hierdie Emmausgangers gesê het. Here, kom maak dit so lewend, kom maak dit so waar, kom grafeer dit so in 'n hart, dat dit vanmôre 'n werklikheid sal wees. Here, dat ander wat vanmôre nie hier is nie, dat hulle met wie ons saamwerk, en hulle in die omgewing, dit sal sien, iets, omdat hy met my op die pad gepraat het, omdat hy vanmôre met my in hierdie diens gepraat het. Daar het iets gebeur in hierdie Emmausgangers harte, Here, doen dit vanmôre ook vir ons. Ek vra dit en ek bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Blaai saam met my en ek wil graag lees uit Lukas, die evangelie van Lukas, en hoofstuk 24. Lukas 24, en ek gaan net so hier en daar 'n vers uit hierdie gedeelte lees. Ek dink jy ken hierdie gedeelte, baie diep gedeelte in God se woord. En ja, ek dink dit is een van die verhale wat 'n mens raak, wat net plaasgevind het net na dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, die graf is leeg. En ek lees daar van vers 13 net dat jy die agtergrond kry van hierdie verhaal. Ek wil graag vanmôre met u praat oor, en dis die woordjie wat in 'n mens hart gebeur. Wanneer die Here Jesus met jou op die pad praat, wanneer hy jou ontmoet, jy moet nou mooi oplet, wat het hier gebeur in hierdie verhaal, dit is wat moet gebeur, as jy wil hê, dat jy vanmôre met 'n brandende hart, hier kan uitstap. Hoor 'n bietjie hier. Ek lees vers 13, dit handel oor hierdie twee Emmausgangers, en twee van hulle, Emmaus was 'n dorpie gewees, so buitekant Jerusalem, so 14 myl, hy gaan nou hier so sê 14 kilometer, hy sê 8 myl, en twee van hulle was dieselfde dag op pad. Dieselfde dag, wat beteken dit nou? Dit was 'n Sondag gewees, dieselfde dag wat Jesus uit die graf uit opgestaan het, het hulle teruggegaan na hulle ou dorpie met die naam van Emmaus, wat 8 myl van Jerusalem af was. En vers 14 sê, en hulle was in gesprek met mekaar. Een vertaling sê, hulle was diep in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat wat voorgeval het, nê? Wat is hierdie dinge? So dit was nou, hulle was in Jerusalem gewees, onthou dit was nou 'n fees gewees, en dit was Paasfees, en hulle het ook maar gegaan, soos dit 'n jaarlikse opkoms was, die ou lammetjie wat geslag moes word, en hulle was daar, en hulle het gehoor van hierdie man wat gevange geneem is, hierdie man wat gegeesel was, hierdie man wat gekruisig is. Let wel, jy sal agterkom, hulle was volgelinge van die Here Jesus. Die kommentaarskrywer sê, daar was baie volgelinge van Jesus in die dorpie Emmaus gewees. So hulle het teruggegaan, en hulle het gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. En nou wil ek net vir u sê, een van die vertalings sê, hulle gesigte was lank gewees. Hulle het met lang gesigte het hulle teruggestap. Met 'n diep teleurstelling op hulle gesigte. Teruggestap. Hulle praat, hoor jy, sien jy dit in jou geestesoog? En terwyl hulle praat en mekaar ondervra. Vriende, laat jou gedagtes 'n bietjie gaan vat hierdie gedeelte vandag en gaan bepeins hierdie gedeelte. Vra dat die Heilige Gees vir jou hierdie prentjie sal gee. Die Bybel sê, en terwyl hulle nou so terugstap, teleurgesteld,
mismoedig, geen verwagting, die woord is wanhoop. Hoor jy hierdie woorde? Ek wil dit sommer hier vir u sê, wanneer jy jou daar bevind, is wanneer Jesus altyd by jou sal kom aansluit. In vers 15b sê, kom Jesus self nader. Het is vir my interessant dat hy nie 'n engel gestuur het of 'n afvaardiging gestuur het nie, maar hy stuur nie iemand om te sê, weet jy, daar's 2 Emmausgangers, en ek kan sien hulle is diep teleurgesteld, en ek kan sien hulle is bedroef. Nee, hoor gou mooi, daai selfde môre wat Jesus uit die graf uit opgestaan het, sluit hy by hierdie 2 manne aan, wat in hierdie toestand hulle self bevind. Kom Jesus, die B-gedeelte, self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy, kyk hoe taktvol werk Jesus. En Jesus sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem? En weet u nie van hierdie dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En Jesus sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. Hoor gou mooi, hierdie vers sê wie Jesus gekruisig het. Dit was nie die wêreld, dit was die kerk wat Jesus gekruisig het, né? Hoor nou mooi. Hoekom was hy so diep teleurgestel? Ek gaan nou vanmôre vir u iets 'n groot waarheid wys uit hierdie vers, uit hierdie gedeelte. Vers 21 sê hierdie 2 Emmausgangers, en ons het gehoop. Vat 'n rooi pen en jy omkring die woordjie gehoop. Jy sien, daai hoop het verander in wanhoop, want ons het gehoop. Wat was hulle beeld van Jesus? Wat was hulle verwagting van 'n Messias? Wat was hulle verwagting daai Paasnaweek? Hoor hierso, ek wil dit in my boodskap sê, maar ek gaan dit nou vir jou sê. As jou beeld van Jesus verkeerd is, as jou verwagting van Jesus verkeerd is, as jy 'n verkeerde beeld en 'n verkeerde verwagting van die Here Jesus het, gaan jy altyd in hom teleurgestel wees. Kan ek dit weer vir u sê? As jou en my beeld, as ek en jy 'n verkeerde beeld van Jesus het, as ons 'n verkeerde verwagting van hierdie Jesus het. Jy sien, baie mense sien Jesus as in 'n Pick n Pay lysie. Hy moet net dit doen en hy moet net dat doen. As jou beeld verkeerd is en jou verwagting verkeerd is van die Here Jesus, gaan jy altyd in jou geestelike lewe in hierdie Jesus teleurgestel wees. Volgelinge van Jesus, en hulle is in hierdie Jesus so teleurgestel. Hoor wat sê hulle? Ons het gehoop dat hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Maar sommige van die vroue het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. Kom, ek gaan na vers 25 toe terwyl van tyd. En Jesus sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is, o 'n volgeling van Jesus. En hy volg Jesus en hy gaan op na Jerusalem vir hierdie Paasnaweek. En hy stap Sondagmôre weg, diep bedroef, diep teleurgesteld. Let op hierdie beskrywing ook. Jesus sê met harte wat traag is. Daar's 'n moontlikheid vanmôre dat ek 'n volgeling van die Here Jesus kan wees en my hart kan traag wees. Ek volg Jesus met 'n traag hart. Kan ek hier ook bysit met 'n koue hart? Wel 'n volgeling, maar dis kenmerkend van baie sogenaamde, kan ek eerder die woord gebruik, Christene as kinders van die Here, ek verwag van 'n kind van die Here,
moet Jesus met passie kan volg. Traarte. En dan sê hy hierdie woorde vers 26, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Wanneer mooi daarop kom hulle naby die dorp waarin hulle op reis was, Emmaus, en Jesus het gemaak of hy verder wou gaan. Hoor hierdie woorde, hier is 'n tweede gedagte, maar hulle het by hom aangedring. Ag, sal God die Heilige Gees vanmôre dit kom waarmaak in jou hart. Maar hulle het by hom aangedring, bly by ons. Bly by ons, kom in ons huisie. Kom in ons huis. Jesus het gemaak dat hy verder wil gaan. Hy het gemaak, hy toets hulle. Maar hulle sê, bly ons, kom draai by my huisie in, sê hierdie twee, Kleopas en sy vrou. Want dit is amper aand en die dag het gedaal. En hy het ingegaan om by hulle te bly. Kyk nou hier, dis 'n openbaring. Vers 30 is 'n goddelike openbaring. Onthou, Jesus het dit by hulle aangesluit. En toe hy met hulle aan tafel was, wat doen hulle hier? Hulle maak Jesus die eregas in daai huis. Hulle laat hom op die kop van die tafel sit. Hy's die eregas, hy's die belangrikste persoon in hulle, nie net in hulle lewe nou nie, maar ook in hulle huis. Hy het by hulle aangesluit. Hoor gou mooi, hy eregas. Hy eregas. Sien, dit was in die Joodse tradisie was dit die man se taak gewees om die brood te breek. En ek hoor Kleopas staan gou op en hy gaan daar in die kombuis toe. Daai aand is daar brood gemaak en hy sê vir sy vrou, hoor gou mooi, ek gaan nie vanaand die brood breek nie, hoor gou mooi. Hier die man wat hier is. Kom, ek gaan hom kans gee. Hy is die eregas. En toe hy met hulle aan tafel was, neem Jesus die brood en hy dank en hy breek dit. En hy gee dit aan hulle. Hoor hierso. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Dis nie my boodskap nie, ek wil dit graag net hier vir jou verduidelik. Jy sien toe Jesus by hulle aansluit, Jesus het 'n lang kleed aangehad. Hy het opgestaan uit die dood. Die kleed het by sy vingerpunte verbygehang, 'n spierbekleed, opgestaan. En hulle het na hierdie man gekyk. En toe hy die brood vat, toe sien hulle, ag, hierdie hande het al so baie brood gebreek. Soos enige man, maar die oomblik toe hy die brood breek en hy dit vir hulle gee, die woordjie herken, toe herken hulle iets aan hierdie man. Hulle herken die spykerwerke. Een van die vertalings en hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandend in ons, vers 32. Toe hy met ons op die pad gepraat het, brandende harte. Ek is so, net gou vir jou hierdie vers lees, in een van die vertalings praat on fire. On fire for God. As ek vanmôre hierdie diens net hier nou moet afsluit en ek vra net vir jou hierdie vraag. Net hierdie vraag. Op 'n opstandingsmôre. Het u 'n brandende hart vol liefde vir Jesus? A heart on fire for Jesus. Is dit brandend hier? Is dit brandend? Weet jy, die antwoord kan net wees ja, of die antwoord kan net wees nee. En as jy nie vanmôre 'n brandende hart het nie, wil ek dit vanmôre vir jou in die oë kyk. En ek wil dit vanmôre vir u sê, dan sit u met 'n traar. O onverstandige, sê Jesus. Harte wat traag is
Traaharte verander in koue harte. My gebed is dat die Here vanmôre sal gee dat daar 'n brandende hart. Here, omskep hierdie traahart, omskep hierdie koue hart vanmôre in, dis so mooi in Engels. A heart on fire for Jesus. In die Griekse ortodokse kerk is opstandingsdag die belangrikste dag in hulle hele kerkjaar. Daardie dag is daar 'n sekere ritueel wat uitgevoer word, gedoen word en hierdie sekere ritueel is as volg: vroeg op opstandingsdag, vroeg die môre, dan kom die lidmate, hulle kom uit verskillende plekke, verskillende uitbreidings. Dink nou maar aan Kimberley, party kom nou daar van bo af, party kom, maar elke lidmaat het 'n kers in die hand. En daardie kers brand en soos wat hulle op pad kerk toe stap, loop hulle met brandende kersse. Hulle vertel dis 'n skouspelagtige gesig. Al hierdie kersies wat ewe skielik uit al die oorde uitkom, dan kom hulle daar by die kerk by mekaar. En dan groet hulle mekaar anders as ander Sondag. Ander Sondag groet hulle net môre broer, môre suster, gaan dit goed? Maar opstandingsdag, daardie spesifieke dag, kom hulle nou groet mekaar anders. Een groep van die gemeente groet mekaar met hierdie woorde: Jesus Christus het opgestaan. Dan antwoord die ander groep met hierdie woorde: ja, waarlik, hy het opgestaan. Kan ons dit gou toets? Ons maak hierdie gedeelte. Die eerste groep, jy kom by die kerk aan, en hierdie groep gaan antwoord op dit wat hierdie groep gaan sê. So, julle moet nou vir my hart hierdie woorde sê: Jesus het opgestaan. Kom ons maak gou toets. Sê gou vir my hierdie woorde, klip hard. Antwoord. Nee, ek sal dit nie glo nie. Kom ons begin weer. Kom ons doen net gou dit nog een keer. Maar jy moet dit met passie sê, nee. Hulle het anders gegroet. Die kers wat in hulle hand was, het vir die ander gesê: hoor gou mooi. Hoor gou mooi. Wat moet hulle hoor? Sê kliphard. Is dit nie wonderlik, vriende? Is dit nie wonderlik? Hulle groet anders, opgewonde oor hierdie feit: Jesus het opgestaan. En ek wil vanmôre net so 'n paar gedagtes met u deel. Die opstanding van die Here Jesus is die grootste wonderfeit van die Christelike geloof. Hoor hierdie woorde, dis die grootste wonderfeit van die Christelike geloof. Die kernboodskap van die hele Bybel bevat die grootste denkbare troos vir die kind van die Here, en dis dan hierdie woorde wat die Here Jesus in Johannes hoofstuk 11 van vers 25 tot 26 gesê het. Die belangrikste, die grootste troos vir jou en vir my as kind van die Here. Hoor gou mooi, Jesus het gesê: ek is die opstanding en die lewe. Hy staan daar, hy sê, dis een van die uitsprake van Jesus: ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid. Is dit nie 'n troos vandag? Al sterwe ek vandag, vriende, al is dit vandag my sterfdag en ek ken Jesus, dan gee hy vir my daardie versekering: soos ek uit die dood het opgestaan het, gee ek jou daai versekering dat jy ook uit die dood gaan en sal opstaan. Wat 'n troos! Wat 'n troos! Om te weet, as ek sterwe, dan gaan ek saam met die Here Jesus opstaan. Die opstanding van die Here Jesus maak die Christelike geloof enig in sy soort. Hoor gou mooi, ek wil net so 'n paar beginsels vas lê voordat ek by die Emmausgangers kom.
Die opstanding van die Here Jesus maak die Christelike geloof enig in sy soort. Hoekom sê ek so? Boeddha het gelewe en hy het gesterwe. Mohammed het gelewe en hy het gesterwe. Jesus het gelewe, hy het gesterwe. Die Christelike geloof is enig in sy soort. Hoekom? Wat maak dit so? Omdat Jesus nie net gesterwe het nie, maar hy het uit die dood uit opgestaan. Hoor gou mooi. Niemand voor die Here Jesus, niemand na die Here Jesus het dit ooit reg gekry nie. Daarom kom die mens tot hierdie logiese gevolgtrekking. 'n Logiese gevolgtrekking. As Boeddha nie uit die graf kon opstaan nie, kan hy nie God wees nie. As Mohammed nie uit die graf kon opstaan nie, kan hy nie God wees nie. Die logiese verklaring, die logiese gevolgtrekking is dit: net Jesus Christus. Hy alleen is waarlik God. Al hierdie ander sterflinge, noem ek dit, is deur die dood tot niet gemaak. Net een redder. Net een redder. Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders. Daar is nie 'n naam in die hemel of op aarde gegee waardeur die mens gered kan word as die naam Jesus. Een middelaar. Sê Paulus vir Timoteus in 1 Timoteus, een middelaar tussen mens en God. Al hierdie ander dinge, hoor wat ek vir julle sê, is afgode. Alles waarmee mense hulle besig hou buite Jesus is afgode en afgodediens het niemand nog in die hemel gekry nie. Nog niemand. Daarom sê Jesus in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Is dit wonderlik nie? Is dit wonderlik nie? Dit maak Jesus dat hy God is, dat hy die redder van die wêreld is. Maar kom ek vertel 'n bietjie van hierdie Emmausgangers. En ek praat met u oor hierdie gedagte. Ek wil net so hier en daar wil ek vir u 'n paar punte noem. Jy kan ure oor hierdie manne praat. 'n Brandende hart vol liefde vir Jesus. Een van die mooiste verhale wat ons vind na die opstandingdag van die Here Jesus. Nou het ek al die agtergrond vir u gelees. Hulle was daar by Jerusalem en hulle is teleurgestel en hulle is op pad terug huis toe. Dit was vir hierdie twee mense net te veel gewees. En dis toe hulle daar by Jerusalem was en toe besluit hulle, en hulle neem hierdie besluit, nee, kom ons keer huiswaarts. En ons vind hierdie teleurgesteldheid op hierdie mense se gesigte, want sê die Bybel hierdie woorde, hulle het gehoop dat dit hy was. Dat dit daarom hy sou wees wat Israel sou verlos. En ek wil vanmôre weer hierdie stelling maak wat ek in die skriflesing vir u gemaak het. Hierdie Emmausgangers, net soos baie ander volgelinge van die Here Jesus, het 'n verkeerde beeld en 'n verkeerde verwagting van Jesus gehad. En meer nog, weet jy wat is meer? Hulle het net hierdie verwagting van die Here Jesus gehad, of 'n verkeerde beeld nie, nee. Hulle het aan hierdie beeld en hierdie verwagting het hulle vasgehou. Vir jare het hulle daaraan vasgehou, want jy sien, hulle verwag 'n Messias. Nie 'n geestelike Messias nie. Nie 'n verlosser nie.
Hoor wat sê hulle? Ons het gehoop dat dit hy sou wees wat Israel, 'n politieke verlosser. Hoor hy sê vir my, wat is jou beeld vanmôre van Jesus? Hoe sien jy Jesus? 'n Politieke figuur? Hy moet daarom net verlossing bring op politieke gebied. Wie is Jesus vanmôre vir jou? Jou beeld rondom Jesus sal dit vir my sê. Miskien sê jy ook, dis Jesus, solank hy vir my die broodjies en die visse voorsien. Jy sien in die Bybel, vind ek baie skares, menigtes, het Jesus gevolg, wanneer dit kom by die broodjies en die visse, wanneer dit kom by die wonderwerke. Jy sien as ek Jesus dien vanmôre, vir daardie broodjies en die visse, en ek dien nie hom as die Messias, as die redder nie, gaan ek 'n verkeerde beeld van Jesus hê. My verwagting gaan heeltemal anders wees. Ek luister baie keer as mense uitkniel, of hy of sy op 'n boodskap, of hulle wil hê iemand moet saam met hulle bid. Vra ek hierdie vraag altyd. Wat verwag jy moet Jesus vir jou doen? Wat is jou verwagting van die Here Jesus? Hulle verwagting was 'n politieke leier. Ek verwag as die Here my net. Ek kneel hy uit, miskien vir redding. Ek wil graag hê jy moet net vir my bid daarvoor, en ek wil net hoor gemooi. Dan kom ek agter die beeld wat hierdie persoon van die Here Jesus het, die verwagting wat hierdie persoon van die Here Jesus het. En hulle hou daaraan vas. Hy is maar net die een wat voorsien. Ek wil vanmôre vir jou hier iets sê. Jy moet dit snap na hierdie Paasnaweek in jou geestelike lewe. As dit by jou geestelike lewe kom en sekere dinge is nie volgens jou sin nie, en dinge gebeur nie soos wat u en ek wil hê dit moet gebeur nie, dan sal ek en jy teleurgesteld raak. Ons sal. As my beeld verkeerd is en my verwagting van die Here Jesus, dan wil ek so ver gaan, dan wil ek ook vir u sê, dan sal ek selfs teleurgesteld raak in die Here Jesus. Is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd om hom te dien? Is dit die moeite werd om soos hierdie Emmausgangers 'n volgeling van die Here Jesus te wees? Ek wil vir jou hier iets sê. As u een van daardie persone is, soos die van die Emmausgangers, as u een van daardie twee persone voorstel, en u sê vanmôre daar waar jy sit, Here, ek is 'n Emmausganger, op een of ander manier, daar's 'n rede, ek weet nie wat daai rede is nie, maar u weet, is u vanmôre ook in die Here Jesus teleurgestel. Jy voel uit jou teleurgestel, hoor gemooi. Hoor wat sê die Here vir die twee Emmausgangers. Hy sê, omdat julle die skrifte nie ken nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy teleurgesteld is in die Here Jesus, oor een of ander rede, wat vandag die woord. Gaan sit iewers met die woord, die Bybel. Dan sê jy, Here, ek is teleurgesteld, maar ek wil hê, kom praat met my uit en deur die woord. Jou antwoord, wat die Here vir jou wil gee, wat jy graag wil hê, hy moet vir jou doen, gaan jy vind in die woord. Daar's 3 dinge wat met hierdie Emmausgangers gebeur het, en ek gaan baie vlugtig net daarna verwys, jy moet dit nog gaan lees, 3 dinge. 3 dinge. Terwyl hulle so loop en met mekaar praat, verwonderd oor dit wat nou in Jerusalem gebeur het. Hy het daarom gesê, hy gaan opstaan. Dis daarom die 3de dag, hoor jy hoe praat hulle? Hier is die eerste gedagte. Jesus self het by hulle aangesluit. Hoor gou mooi. En mense wat hulle in hierdie toestand bevind, moedeloos, verward, praat oor die dinge, verstaan nie. Hoor gou mooi. Dis juis by die sulkes wat die Here Jesus aansluit. Kyk wat sê die vers. Jesus
het self hoekom het die Here Jesus nie daardie dag eerder na baie mense toe gegaan en vir hulle gaan wys dat hy opgestaan het uit die dood uit nie? Nee, hoor gou mooi. Hy gaan na 2 mense alleen, eensaam op 'n pad terug. Emmaus toe na hulle ou huisie toe. En hy sluit self by hulle aan. Die een Engelse vertaling sê hierdie woorde, Jesus caught up with them. Hulle loop. En ek sien hoe stap Jesus vinniger. Ek wil net, hoe vinniger hulle loop, ek loop nog vinniger, ek wil net gou by hulle uitkom. Is dit nie wonderlik nie? Weet jy hoe vinnig stap Jesus vanmôre om in jou situasie in te kom? Want hoekom? Hy wil hulle beeld verander. Hy wil hulle verwagting van hierdie Messias, wat hulle het, wat hulle jare met loop, waarmee hulle terug gaan na hulle dorpie toe nie, dat hy vir hulle kom verander. Maar daar's 'n tweede ding. Ek gaan nou net so 'n bietjie uitbrei. Daar's 'n tweede ding. Hierdie ou Emmausgangers het by Jesus aangedring. Die Bybel sê Jesus het gemaak dat hy verder wou gaan. Toe sê hy vir hulle, bly by ons. Bly by ons. Bly by ons. Wonderlike gebed om te bid. Om vir die Here Jesus vanmôre te sê, Here, ek stap hier uit, bly by ons. Hoor gou mooi. Wanneer Jesus in 'n huis instap, wanneer Jesus in 'n lewe instap, verander alles. Toe Jesus in daardie huis instap, is alles verander. Hulle maak hom eregas van daai huis. Om eregas van huis te wees, moet hy eers die eregas van my lewe wees. Maar hy verander alles, hoor gou mooi. Hy bring verandering. Miskien het jy vanmôre verandering in jou lewe, in jou geestelike lewe nodig. Selfs in jou huis nodig, hoor gou mooi. Bly by ons. Waar Jesus instap, bring hy 'n verandering. Maar die derde gedagte. Was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gestap het. Wat maak dat 'n mens se hart brandend word vir Jesus? Wat maak dat daar weer 'n vuur, 'n fire hier binnekant ontstaan? Hoor gou mooi, vuur steek vure aan. As jy vanmôre vuur in jou hart wil hê, dan moet jy sorg dat jy by die vuur kom, by Jesus uitkom. Net hy. Hoor wat hom sê hy. Hy praat met ons op die pad. Hy praat met ons. Is dit nie wonderlik nie? Stilte tyd. Hy praat met my en ek praat met hom. Wonderlike gedagte, nee. Wonderlike gedagte. En die vuur word aangesteek. A heart set on fire for thee. A heart set on fire for thee. En ek is so lief om 'n boekie te vat waar liedere is. En dan lees ek baie keer versie vir versie van daai liedere. En die Engels is so mooi en een van die versies van daai lied staan hierdie woorde. My hart so getref daai môre. En wat dink jy sou ek gebid het? Presies wat hierdie persoon gesê het. Hoor wat sê hy, Lord, please set my heart on fire for thee. Lord, please set my heart on fire for thee. Brandende harte. Brandende. Laat my toe, ek gaan net by die derde gedagte oor vuur iets vir u sê. Jesus self het by hulle
aangesluit. Bly by ons. Waar Jesus ingaan om te bly, verander die hele atmosfeer. Nooit ooit weer kon hierdie twee mense getwyfel het dat Jesus het uit die graf uit opgestaan het en dat hy lewe. Nooit ooit weer nie. Hier, hoor gemooi. Jesus het hulle aangevuur. Hoor gemooi. Hier die werklikheid. Hierdie geweldige openbaring wat hulle aan daai tafel gehad het, toe hulle sien, dis Jesus. Toe hulle sy hande sien. Toe hulle die merke, die spykermerke sien, daai openbaring, hoor gemooi, daai openbaring van die werklikheid. Hierdie werklikheid dat Jesus lewe. Kon hulle nie stil sit nie. Hulle kon nie stil sit nie. Hulle kon nie daaroor stil bly nie. Hierdie werklikheid dat Jesus lewe. Hoekom sê ek dit? Hoekom sê ek dit? Hoor wat sê vers 33. En ek lees gou net vir jou vers 33. Toe gaan hulle in dieselfde, toe staan hulle in dieselfde uur op. Weet jy wat gebeur wanneer die Here jou in my hart brandend maak? Kan ek net gou hierdie vers vir jou verduidelik? Sê nou maar nou, Kleopas se vrou het nou klaar die broodjie gebak, hulle was heeldag op die pad gewees en hulle het nou by die huisie gekom, onder andere tafel gedek. Hulle het gesê, Jesus, kom sit so lank hier, en Kleopas se vrou is daar in die kombuis, en sy maak so lank die meel aan, want die broodjie moet gebak word, en die broodjies in die oond, ek skets maar vir jou net die prentjie gou, of ietsie wys. Hulle sit aan tafel, en het is later 9:00, 9:30, en toe Jesus daai brood breek, en hulle sien, maar dis Jesus. En hulle sien, dit is hy wat uit die dood uit opgestaan het, en dit is 'n werklikheid vir hulle, hoor gemooi. As God die Heilige Gees nie vir jou so openbaring gee nie, sal sy opstanding uit die dood nooit vir jou 'n werklikheid wees nie. Luister wat ek wil sê. As God die Heilige Gees nie hierdie openbaring vir jou gee, Jesus het werklik uit die dood uit opgestaan nie, gaan dit nooit vir jou werk, toe hulle Jesus se hande sien. Raak dit vir hulle so 'n werklikheid, hoor gemooi, sê nou maar is 9:00, die aand, in dieselfde uur, staan hulle by hulle huisie op, en stap 14 kilometer terug, Jerusalem toe. In die donker. Ek sou baie verskonings gehad het, ek sien dis Jesus, en ek sien sy spykermerk, maar wag, môreoggend as dit lig is, dan gaan ek terug. Ek gaan vir ander vertel dat Jesus, hoor gemooi, in dieselfde uur. Sien jy wat doen 'n brandende hart? Sien jy wat doen 'n hart set on fire for me? In dieselfde uur. Ek kan nie stil bly nie. Ek kan nie bly sit nie. Ander wonder lewe Jesus. Ander wonder het Jesus uit die graf uit. Ek weet dit. In dieselfde uur stap hulle 14 kilometer terug om die goeie nuus te gaan vertel. Ek het hom gesien. Hy was by my aan huis. Jy sien wat ek vir u sê, waar Jesus instap en hy bring 'n verandering in 'n huis, in 'n lewe, dan het ek geen verskoning, en ek soek ook nie verskonings nie. Ek doen dit, ek is dadelik in dieselfde uur gehoorsaam, en ek stap terug. Nou kan ons die prentjie inkleer, ek gaan nou vinnig maak, toe kom hulle daar, en nou wonder ons, was hulle alleen op die pad? Was hulle alleen? Is dit nie gevaarlik vir hulle gewees nie? Ek wonder hoe het hulle toe gepraat. Hulle het met traag het hulle gepraat oor dit. Hoor gou mooi, toe hulle daai aand 9:00 daar wegspring by die huis, ek wonder of hulle die huis gesluit het. Haastig. Hulle kan nie ophou praat. Hoor gou mooi, het jy gesien toe Jesus dit? Het jy gesien toe hy in die huis inkom nie? Daar was
was net iets anders in hierdie huis. Daar was net 'n atmosfeer in hierdie huis. Hoor jy hoe praat hulle net? En toe hulle kon kry 14 km verby. So. En toe hulle daar kom. Hoe weet ek? Hulle het nie alleen geloop nie. Kan ek jou net een vers wys? Net een vers. Een vers wys. Toe wag Jesus. Hy kom toe saam met hulle daar. Hy's toe nie fisies. Hy was nie fisies by hulle nie. Onsigbaar nie. Maar toe daar kom, kyk wat sien hulle, wat sê vers 36, en terwyl hulle hieroor praat, het nou in Jerusalem aangekom, vers 36, staan Jesus self, nie 'n engel nie, nie 'n afvaardiging nie, staan Jesus self in hulle midde. Maar hy was dan nou by ons gewees. Hy was gisterand by my in huis gewees. Hier staan Jesus self in hulle midde en hy sê, vrede vir julle. Weet jy wat beteken daai woordjie? 'n Intiemer verhouding met Jesus. A heart set on fire for thee. A heart set on fire for Jesus maak dat ek in 'n intiemer verhouding met Jesus kom. As net Messias. As net redder. Wonder of jy dit kan sê. Ek wil vir jou net 3 dinge wys, net 3 dinge wys. Wat is die voorwaardes? Miskien sê jy ook vir my vanmôre. Hoe kan ek daai hart kry? En die vraag is, hoe gaan ek dit behou tot volgende Paasnaweek? Hoe gaan ek dit behou? Dis die vraag. Sê nou maar ek vertrou die Here vanmôre in hierdie diens. Hiervoor. Here gee vir my 'n brandende hart. Here, om dit te kry moet jy dit eers erken. Here, ek het 'n traag hart. Here, ek het 'n koue hart, maar vanmôre met opstandingsdag gee my 'n hart wat aan die brand is vir Jesus, vol liefde, dat niks te veel sal wees nie, niks in dieselfde uur. Toe hulle daai openbaar en ek het so gebid, ek sê Here, hierdie gemeente het so openbaring van U nodig sodat dit vir ons 'n werklikheid kan wees. Die eerste voorwaarde. Laat Jesus toe vanmôre om nader te kom, in jou situasie te kom. Sê vir hom, Here, ek is teleurgestel. Sê vir hom wat in jou hart, hy sien op jou gesig. Die een vertaling sê, lang gesigte. Hy sien dit. As jy soek my by hulle aansluit, nommer 1, laat, hoe sal jy daar sit en sê, Here, ek laat toe vanmôre, dat U kan nader kom. Nommer 2, bly self by die bron. Bly by die vuur. Maak die vuur van die Heilige Gees jou eie vanmôre. Jy sien, is daar die vuur, die Heilige Gees vuur wat my hart aan die brand steek. En dit raak so aansteeklik. Hierdie Emmausgangers, hoor gou mooi. Jesus se vuur, met respek gesê, steek die Emmausgangers se hart aan die brand. En die Emmausgangers se vuur, se brandende harte, maak dat hulle Jerusalem toe gaan om by die 11 uit te kom om vir hulle te sê. En die 11, toe hulle dit hoor, toe's daar 'n vuur wat brand. Waar het begin? In hierdie gemeente het ons 1 vrou nodig en ons het 1 man nodig wat vanmôre hier uitstap met brandende harte. Het jy opgelet, hy sê nie 'n brandende, 'n gebrand hart, hy sê brandende. Hy praat hierdie vuur brand al nie. Hy's mooi aan die gang, brandende harte. A heart set on fire for thee. Maar wat sê Jesus? Toe hy in Matteus 28, toe hy opgestaan, toe sê die engel, hy sê, hy's nie hierdie, maar hy het opgestaan. Dan sê hy, Jesus het gesê, maar gaan heen en vertel. Gaan gou, gaan heen en gaan vertel sy disippels dat hy lewe. Hoor gemooi. Ek en jy moet gaan. 'n Brandende hart maak dat ek in dieselfde uur opstaan om te gaan. Daar's
baie droë hout. Daar buite het Jesus gesê, baie droë hout. Droë hout het jy baie nodig om vlam te vat nie. Jy het nie baie nodig nie. Brandende harte. Was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gestap het nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, voordat jy by daai deur uitgaan, ons gaan heerlik nog koffie drink en daar is iets in die saal wat u ook nog kan geniet. Nie hastig wees nie. Daar sal genoeg wees vir u ook. Maar maak seker voordat jy by daai deur uitgaan om vanmôre te sê, Here, dis opstandingsdag. En Here, ek sit met 'n traag hart, sit met 'n koue hart. Jy sien, jy moet eers erken. Want dan moet eers reiniging deur die bloed plaasvind. En as ek dit erken, dan kom die Here en hy kom neem daardie weg, hoor kom dan sê Here, bly by ons, bly by my. Hy sal 'n verandering bring wanneer hy instap in 'n lewe en jy maak hom die ere koning, jy maak hom die ere gas van jou hart en van jou lewe, hoor gou mooi. Die atmosfeer verander. Alles verander. Hy gee dat jy 'n brandende hart. Sy hart smeer af op jou en my hart. Wegstap vanmôre uit hierdie kerkgebou uit. Wegstap van Paasnaweek af. Met 'n brandende hart. Hoor hierdie gebed. Lord, please set my heart on fire for thee. Here Jesus, baie dankie vanmôre dat ons die voorreg kon gehad het om op hierdie opstandingsmôre met mekaar te kan praat oor brandende harte. Daai twee Emmausgangers sê hierdie woorde op pad terug Jerusalem toe. Haastig sê hulle, was ons harte nie brandend in ons, dan sê hulle, toe hy met ons op die pad gepraat het nie. Wanneer ek toelaat dat Jesus met my praat en ek met hom praat, daai interaksie wat plaasvind, maak my stilte tyd, al hierdie dinge maak dat ek 'n brandende hart hier binnekant my kan hê. Here, ek dank U, ek weet dis U wil, dis ook U hartsbegeerte op hierdie opstandingsmôre, dat elke kind van U wat hier sit vanmôre, dat hy of sy sal kan sê, ek het 'n hart set on fire for Jesus. Steek daai hart aan die brand. Steek harte vanmôre aan die brand, Here. Maak die opstanding, maak die feit dat Jesus lewe vir ons so 'n werklikheid, soos daai koortjie sê, en vra jy my hoe ek dit weet. Hy lewe in my hart. Niemand kan dit stry nie. Hy het die verandering gebring. Hy lewe in my hart. Dankie, Here. Sal U die naprediker van U woord wees. Ek vra dit en ek bid dit in Jesus se naam. Wil jy nie hierdie gebed daar waar jy sit net saggies sê wat hierdie persoon gesê het in hierdie versie van hierdie lied, Lord, please set my heart on fire for thee. Here, U hoor daai gebed. U hoor dit. Doen dit, Here. Dat ons as gemeente in dieselfde uur sal opstaan om vir mense vandag te vertel, Jesus lewe. Hy het opgestaan.